Vriende, dis 'n voorreg om u weer te groet in die naam bo alle name, die naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere en bekende woorde van Habakuk, die 3de hoofstuk. En Habakuk skryf, hy sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Baie hopelose, donker prentjie wat hy vir ons skep. Vers 18 sy reaksie, nogtans, ten spyte van al hierdie dinge, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes. Is dit nie vir u pragtig nie, dat hierdie donker prentjie in vers 17 vir ons geskep word, en dan kom hy by vers 18, en hy sê, ten spyte van alles, en te midde van alles, nogtans sal ek jubel in die Here. Dat my so dink aan Paulus in die boek Filippense, die 4de hoofstuk, die 4de vers, waar hy sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Mag u en ek ook besef dat die Here ons sterkte is, dat hy die een is wat vir ons die nodige krag en genade gee om deur ons stryd te kom, en dat ons meer as oorwinnaars in sy naam kan wees. Nou, ons is tans besig met die kosbare boodskap, soos vervat in die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Dis alreeds ons 3de boodskap, en ons gaan vanmôre dan ook bietjie kyk, vriende, na hierdie baie besondere gedagte, dat die hemelvaart van die Here Jesus bring vrede, omdat Christus gedoen het wat hy beloof het. U sal onthou, gister het gegaan, die gedagte het gegaan daaroor dat Christus sy goddelikheid aan ons bewys het deur die hemelvaart. Vanmôre gaan ons kyk dat die hemelvaart bring vrede, omdat Christus gedoen het wat hy beloof het. Nou vriende, reg deur die Bybel sien ons, dat daar voorspel was, dat Jesus na die aarde sou kom, om aan die geregtige eise van God te voldoen, deur die sonde van die mens te kom dra. Jy moet onthou, sonde was nie net sommer 'n probleem wat daar was, en God vee dit onder die mat, en hy sê, ag, kom ons vergeet van alles, en kom ons gaan maar net aan soos normaalweg nie. Nee, toe Adam en Eva gesondig het, is die sonde oorgedra na die geslagte tot vandag toe, en die Bybel sê vir ons dat God haat sonde. God is heilig, in hom is geen sonde nie, in hom is geen duisternis nie, in hom is geen ongeregtigheid nie. Daarom moes iemand in ons plek aan die kruis kom sterf het, om aan die geregtige eis van God te voldoen. Die Bybel sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. U en ek moet sterwe vir ons sonde. U en ek gaan liggaamlik sterwe, maar baie gaan geestelik vir ewig ook sterwe. Waarom? Omdat hulle nie hierdie sondedraer, Jesus Christus, Here verlosser en saligmaker gemaak het nie. So die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat Christus aan die geregtige eise van God moes voldoen het. Die Bybel sê vir ons, Jesus sou as mens gebore word, hy sou 'n regverdige, sondelose en heilige lewe lewe, en ook dan op 'n bepaalde tyd sy lewe aan die kruis vir sondes gee, of vir sondaars gee, soos die Bybel voorspel. En ek wil vir u sê, presies soos dit voorspel was, het dit gebeur. Die Bybel sê vir ons, op die regte tyd het dit gebeur wat God bepaal het. En ons lees daarvan in die Bybel in 1 Timoteus 2 vers 5, en ek lees gou vir u daai woorde. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd, waartoe ek aangestel is as 'n prediker en apostel. Ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie, 'n leraar van die heidene in geloof en waarheid. Dis belangrik dat ons hierdie saak sal raak sien, dat Christus op die regte tyd dan vir ons kom sterwe het. En nou kom Johannes 17, en Johannes 17 kom leer vir ons iets prakties, wat vir ons versterk ook in die feit van die hemelvaart, dat Christus Jesus deur sy hemelvaart vrede kom bring het in ons harte, omdat hy juis 'n waarmaker is van sy woord, en gedoen het wat hy beloof het, en toe hy klaar is met dit wat hy gedoen het, soos hy beloof het, het hy opgevaar, en aan die regterhand van die Vader gaan sit. Kom ek lees vir u weer 'n paar verse, daar uit Johannes 17, u sal onthou, ons het gister by hierdie hoëpriesterlike gebed stilgestaan by vers 5 en verder, vandag begin ons by vers 1, hoor hoe pragtig, sê die Here Jesus dit self vir ons in hierdie gebed. Jesus bid, sy disippels is by hom, onthou hy het nog nie gesterwe nie, onthou hy het nog nie opgestaan nie, en hy het nog nie opgevaar nie, maar hy praat asof dit alreeds alles gebeur het. Waarom? Omdat hy God is, en omdat hy die werk afgehandel het, wat God die Vader vir hom gegee het. Hy het gewilliglik na hierdie aarde gekom, God die Vader het hierdie kosbare liefde kom openbaar in sy seun Jesus Christus, en hoor hoe pragtig sê Jesus dit in hierdie gebed. Dit het Jesus gespreek,
En hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Luister mooi wat staan hier. Jesus bid en hy sê, Vader, die uur van my sterwe het nou gekom. Verheerlik my deur my sterwe. Maar Vader, dat u ook verheerlik kan word deur hierdie hele proses. Ek is hier om u te verheerlik. Baie keer dink mense aan die Here Jesus wat half agter die nek gegryp was, met baie respek gesê, deur Vader gedwing was om na die kruis te gaan. Nee, lees wat sê Jesus self in hierdie gebed wat hy vir sy disippels bid. Hy sê, Vader, ek het gekom om u te verheerlik en verheerlik u self deur my sterwe. Vers 2. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige en waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Vers 4. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Het u mooi gehoor het staan hier? Jesus is nog besig om met sy disippels te praat. Hy is besig om afskeid te neem van hulle. Hy het nog nie gesterwe nie. Hy was nog nie deur Judas op daardie stadium verraai nie. Hy was nog nie verhoor nie. Hy was nog nie vasgenaal aan 'n kruis nie. Hy het nog geen van hierdie smarte en pyne ervaar en beleef nie. En hy sê alreeds, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Verlede tyd, Vader, dis asof dit afgehandel is vir my. Want ek is hier om u te verheerlik. En u sien, vriende, deur hierdie kosbare gebed van die Here Jesus sien ons dat Christus op hierdie goddelike missie van hom suksesvol sou wees, dat hy die bitter einde tegemoet sou gaan met die doel om te volbring wat God hom voorgestuur het, sodat ons kon sien dat hy nie net mens was nie, maar dat hy God was wat mens kon word het. Volkome God, volkome mens, 'n misterie wat u en ek nie altyd kan verstaan nie, maar in hierdie hoëpriesterlike gebed sien ons dit so duidelik na vore kom en verheug ons en verbly ons in die feit dat die hemelvaart bring vrede, omdat Christus kom doen het wat hy beloof het. Hy het afgehandel die goddelike taak wat vir hom opgelê was. En op die regte tyd het hy opgevaar na die hemel en het hy ook dan in die heerlikheid van die hemel gaan sit om te sê, die werk wat u my gegee het, het ek volbring. Dis afgehandel. Ek het dit gedoen, soos u dit dan ook van my gevra het. Nou vriende, u en ek is nie Christus nie, en ons is definitief nie die een wat sou sterf aan die kruis vir die sonde van die mens, en ons sou ook nooit kon nie, want ons is sondaars gebore. Maar hier is vir my 'n praktiese les in opgesluit, wat ek graag met u wil deel. As ons kyk na Jesus se gesindheid tydens sy aardse bediening, hoe vel die stryd ook al mag gewees het, was daar 'n gesindheid van oorgawe, van liefde, van toewyding aan sy Vader. Onthou u waarmee ons begin het, met Habakuk se gebed? Alhoewel al hierdie dinge skeefloop, nogtans sal ek jubel in die Here. Wil ek vir u sê, dit moet ook u en my gesindheid wees. En dit kan ons bemoedig in hierdie dag, wanneer ons kyk na die hemelvaart van die Here Jesus. Dat die Here Jesus gekom het met die doel en met die wete dat hy 'n wrede dood sou sterwe, maar ook dat hy verheerlik sou word en dat hy deur die hemelvaart dan weer daardie posisie sou kry wat hy gehad het voor die grondlegging van die wêreld. En u en ek moet met dieselfde ywer en met dieselfde vuur en met dieselfde gesindheid elke dag lewe. Alhoewel ons op hierdie aarde stryd, beproewing en al hierdie dinge gaan hê, gaan daar tyd aanbreek wat die Here ons of deur die dood gaan kom wegneem en ons gaan deel van sy heerlikheid wees. Die Bybel sê ons gaan saam met Christus regeer vir tyd en ewigheid. Of wanneer die wegname van die kerk van Jesus plaasvind, sê die Bybel sal ons vernederde liggame van gedaante verander, om dan ook hierdie verheerlikte liggaam te hê, 1 Korintiërs die 15de hoofstuk. Daarom is die oproep vanmôre dat u en ek deur die gebeure van die hemelvaart bemoedig sal word. Dat ons sal sien dat die hemelvaart maar net daardie kersie op die koek was van die aardse gebeure wat sou plaasvind. Dat Christus juis gekom het en hy het ook geweet dat hy God die Vader sal verheerlik deur die hele proses en dat hy deur hierdie naam sou kry, bo alle name, en dat hy hierdie plek sal kry, hierdie plek van heerlikheid, en ook soos die Bybel vir ons sê, ja, hierdie kosbare en wonderlike boodskap wat sal weer klink oor die wêreld, dat Christus Jesus is die weg en is die waarheid en is die lewe. Daarom wil ek u vra, wil ek u aanmoedig, dat ons ook bemoedig sal word in die feit dat Christus die werk afgehandel het. En dan wil ek jou vra, ken jy hierdie Here Jesus Christus? As jy hom nog nie ken nie, as hy nog nie jou verlosser is nie, as jy nie vanmôre seker is dat hy jou sondedraer geword het, en dat jy deur geloof
dan ook hierdie Christus jou deel gemaak het, jou koning gemaak het, jou redder gemaak het, dan pleit en vra ek jou, vandag is die welaangename tyd. Die hemelvaart bevestig, die werk is afgehandel, die vraag is, het jy al gehoor gegee aan God se roepstem, en het jy gesê, Here, hier is ek, red my, sodat ek ook eendag in u heerlikheid saam met u sal wees, om die mooi so by u te ontvang. Seën vir u mooi dag, tada.